Vrydag 24 Februarie 1893 het meneer en mevrou Horner van Yarraville besluit dat hulle 'n maanverligte somersnag 'n ideale aand sou wees om 'n romantiese bootrit te onderneem onder die mooi maanskyn. Hulle het 'n roeibootjie met roeispane gehuur en om een of ander onverklaarbare rede besluit om op die stinkende soutwaterrivier, nou die Maribyrnong River genoem, die romantiese reis te onderneem en te geniet. Terwyl meneer Horner deur die besoedelde water geroei het, het hulle 'n brand op Kudu Eiland opgemerk. 'n onheilspellende rooi gloed het op die troebel waters van die soutwaterrivier verskyn. Sy aandag is so afgetrek dat hy die boot op 'n sandbank laat beland het. Sy vrou het teruggeskree en in 'n sarkastiese stem toon. "Probeer jy my doodmaak?" Ewe onteend het meneer Horner vir haar geskree. "As jy nie oppas wat jy sê nie, gooi ek jou in die rivier." Speels het hy sy vrou probeer vasgryp. Sy vrou het geskrik en geskok nog harder geskree, waarop haar man sy balans verloor het, waar hy na haar kant omgeval het en albei in die besoedelde water laat beland het. Mevrou Horner het skielik hierdie geïmproviseerde toneelspel geniet. Die modder uit haar tande gespoeg en onbewus daarvan dat sy deur mense aanskou word geskree. "Moenie Jack, moet my nie doodmaak nie. Moet dit asseblief nie doen nie, Jack." Op die ander kant van die oewer, onder die spoorwegbrug, in die skaduwees waar die slagpale was, het John Ralston en sy maat Tommy Sheehan, onderskeidelik 13 en 11 jaar oud, gesit. Hulle was besig om te hengel en kon elke woord duidelik hoor. Die enigste volwassene naby was 'n bejaarde visserman wat heeltemal doof was en intens gefokus was op die vang van palings. Hy het niks gehoor of gesien nie. Die kerels het besluit dat dit hul taak was om die owerhede in kennis te stel en het gehardloop om 'n polisieman in die hande te kry. Hulle het senior konstabel McGraw in Hopkinsstraat gevind en het vir hom die verskriklike storie vertel van wat hulle gesien en gehoor het. Hulle is na die Footscray polisiestasie geneem waar sergeant Rutledge afsonderlik hulle ondervra het. Hulle albei het die moorddadige, brutale dreigemente van die man en die desperate geskree van die verskrikte vrou beskryf, soos sy vir haar lewe geveg het. Volgens hulle was die wreedaardige man doof vir haar gesmeekte krete en het hy onder die water gehou totdat sy verdrink het. Die polisie het na die plek gejaag en die hele naweek gespandeer om die water met grypysters te deursoek. Teen die naweek was daar 'n skare van mense waarvan Andrew Young een van hulle was. Hy was 'n 28-jarige man wat vir Kirk's Bazaar, die perdeverkopers, gewerk het. Kort voor sy opwinding van Footscray is sy vingers erg deur 'n perd gebyt. Altyd die opportunis het hy die Apollo Hotel binnegestorm, terwyl hy sy beseerde vingers geswaai het en beweer het dat hy die moordenaar opgevang het. In belovende terme het hy sy luisteraars wat aan sy lippe gehang het, meegedeel hoe hy hard probeer het, maar sonder sukses om die skurk te arresteer en die hulpelose vroutjie te red. Die storie van sy desperate stryd het aan en aan gegaan, terwyl hy beker na beker bier gedrink het. Die skare het met afwagting na sy storie geluister, wat hy met verstommende dapperheid vertel het. Niemand het eers opgemerk dat hy enigstens nat was nie. Die polisie het intussen die Ralston en Sheehan huise besoek om die enigste getuies verder te ondervra. John Ralston, oorweldig deur die hele storie, het gesê dit was alles opgemaak en hy kon nie begryp hoekom hulle dit gedoen het nie. Sheehan was minagtend en hardkoppig
en hy het by sy storie gebly. Niks as sy storie kon verander nie. Toe kom die storie by die polisie uit, dat 'n dapper kerel in die Apollo Hotel nie net 'n getuie van die moord was nie, maar het eintlik met die moordenaar in die modder gestoei en probeer om die monster te vang. Gedurende die stoeiery het hy beweer dat die monster sy vingers gebyt het. Die Apollo Hotel, voorheen op die hoek van Dinan en Kensington Straat, het oor die jare 'n vreesaanjaende reputasie gehad vir die haangevegte, as ook eienaars wat hulle kliënte aanrand wat nie betaal nie. Hulle het op sondehandel gedryf en het ook ander afskuwelike misdade gepleeg. Daar in die berugte kroeg het die polisie Andrew Young gevind. Hy was besig om sy uitgelate gehoor te vermaak met verhale van sy heldhaftige stryd met die moordenaar. Elke keer as hy 'n breek gevat het om asem te skep, is sy beker bier hervul en sy storie is dadelik aangevul met meer dramatiese oordrewighede. Die kroeglisiensiehouer, mevrou Bridget Murphy, het tot die gevolgtrekking gekom dat die storie met dik pap aangemaak is, na die beskrywing van die gemeene uitlatings van die moordenaar en die laaste jammerlike gulle van genade wat deur die sterwende weerlose vroutjie uitgeroep is. Andrew het aangehou vertel hoe hy met die moordenaar geworstel het, totdat die lafhartige monster Andrew se vingers vermorsel het met 'n kragtige byt van sy mond. Na hierdie bloedige episode het die monster van Andrew se kragtige greep ontsnap en weggehardloop. Solank as wat mense aangehou het om drank te koop, het mevrou Murphy die nie omgegee om na die storie te sit en luister nie. Andrew is na die voetskryfpolisiestasie gesleep om aan 'n verskriklike ondervraging onderwerp te word. Sy beskrywing van die moordenaar en die vrou wat was vaag. Na al daai bure kon Andrew glad nie onthou hoe hy daai aand tuis gekom het nie. Was dit miskien per trein, miskien per taxi, of miskien te voet? Hy kon regtig nie onthou hoe hy tuis beland het nie. Gewoond daaraan om skipperige karakters te ondervra, het die polisie 'n skuldige persoon herken wanneer hulle een in hul greep gehad het. Dit het hulle met blyskap gedemonstreer, deur hom aan te kla en opsetlike moord op 'n onbekende vrou. Andrew het amper 'n hartaanval gekry. "Arresteer daardie 2 seuns," het hy vir die speurders geskree. "Julle het die verkeerde man. Hulle is die persone wat dit gedoen het." Die speurders het onbeskof in sy gesig gelag en hom meegedeel dat hy binnekort aan die galg sou swaai. Andrew het te vergeefs geprotesteer dat hy deur 'n perd gebyt is, nie 'n moordenaar nie. Die polisie het hul opmerkings oor misdadigers wat moord pleeg herhaal en gesê wat hulle met sulke moordenaars doen. Intussen het meneer en mevrou Horner droog en gemaklik in hul jare wil huis oor die moord in hul koerant gelees. "Hoe vreemd," het mevrou Horner vir haar man gesê terwyl hy roosterbrood kou. "Dit het gebeur toe ons terselfdertyd daar by die rivier was. Hoe verskriklik." Toe staar hulle mekaar in ontsteltenis aan en besef dat die seuns op die oorkantse oewer hul dwaashede aanskou het. Baie verleë het hulle by die voetskryfpolisiestasie ingestap om te verduidelik dat hul huweliksmanewales al die drama veroorsaak het en dat hulle nie wou hê dat 'n onskuldige man gehang moes word nie. Hul verklaringe is geneem, onderteken en beëdig en Sergeant Rutledge het sy lag onderdruk totdat hulle goed uit die oog was. Hy het toe die speurders ontbied en na die gevangenis se sel gegaan. Andrew Young se vingers is weer ondersoek. Dit is bevestig dat sy beserings deur 'n perd veroorsaak is en nie deur 'n mens se byt nie. Die aanklag van die moord is stilweg teruggetrek. Andrew Young het beloof om nooit weer leuns te vertel nie
En hy het besef, hy het 'n noue ontkoming gehad. Wetende dat hy mense mislei het met sy stories by die Apollo kroeg, het hy besef dat hulle baie omgekrap sou wees. Hulle het baie onverdiende biere vir hom gekoop en hy het geweet dat hulle op die oorlogspad sou wees vir 'n terugbetaling sodra hulle die waarheid sou hoor. Andrew het daardie kroeg vir die res van sy lewe soos die dood vermy.